wat ek sê. En as jy dit doen, dan kan dit jou son skyn daar. Oh yeah. Wees 'n eenvoudig soort van mens. Of enige iets wat jy lief en verstaan. Wees 'n eenvoudig soort van mens. Wil jy dit nie doen vir my kind, as jy kan. Dis vandag my voorreg om met die Namibiese musikant van Tsumeb, wat sy passie vir musiek gevolg het en luisteraars reg oor die land bekoor het, te gesels. 'n Musikant wat bewys dat drome nie deur jou omstandighede beperk word nie. Sy naam is Zacharias Tsam en hy gesels nou vanuit Swakopmund, Namibië. Goeiemôre, good morning Zacharias. Goeiemôre. Gaan dit goed daar uit Namibië in Suid-Afrika? Dit gaan goed met ons hier in Suid-Afrika en ons is regtig opgewonde om met jou te kan gesels. Ek wil begin deur te vra, waar het jou passie vir Afrikaans en Afrikaanse musiek ontstaan? Want jy praat eintlik 'n ander taal. Ek was eintlik, na ek my skool verlaat het, was ek eintlik 'n tuinier. Yes, en toe ek landscape en huise skoon gemaak, dis waar ek my vir myself geld gespaar het en goedkoop Chinese headphone radio gekoop het. Net om Afrikaans musiekstasies te luister, want dit was my groot ding in die toekoms. Ek wil net Afrikaans praat, en dis die taal wat ek moes myself leer uit radiostasie. So watter taal praat jy eintlik? My main taal is eintlik Hingom, vanuit Kaldier uit Bosman mense op in die noorde van Namibië. Ek meen, jy het jouself geleer om gitaar te speel en dit deur middel van YouTube. Was dit vir jou uitdagend geweest? Dit was vir my groot uitdaging, want ek het die eerste keer die klank van 6-snaar gitaar gehoor. En ek het myself gevra, wat is dit? Ek wil dit leer. En ja, toe ek van daar af net begin, 2011, instrument opgetel en nie weer neergesit nie. Nou, jou eerste liedjie het onverwags baie aandag gekry. Hoe het jy gevoel toe mense jou begin bel vir optredes? Optredes was nie eintlik my droom nie. My droom was om musiek vir films en documentaries te skryf. 2016 en 3 jaar later, toe het ek gesit en net gedink, kom ek skryf my taal met onverwags. Toe ons die liedjie vrygelaat in 2020, sonder verwagting het mense begin bel vir my en hulle het nuwe documentaries en sulke goed en hulle soek nuwe musiek en dis COVID tyd. Toe het dit maar net viral gegaan en iewers skielik onverwags bel mense vir my om live musiek te speel en ek was nie reg vir live musiek nie. Het ek maar gevat as 'n opportunity en dit was vir my lekker tot nou toe. Die feit dat jou musiek selfs in 'n dokumentêr gebruik is, hoe voel dit om jou werk op so 'n platform te sien of althans te hoor? Dis 'n lekker gevoel. Dis soos 'n wow. Ek het nooit gedink nie en kyk hoe wêreldwyd is dit nou. En ja, dis my voorreg om te participate in hierdie music documentaries, film documentaries en action movies en so goed. Watter temas of boodskappe probeer jy meestal deur jou liedjies oordra? Dit is maar meestal wat in ons kultuur gebeur. Wanneer ek my eie taal sing, dan vertel ek maar stories. Hoe vroeër mense geleef het en wat ouer mense, die mense wat vroeg en later gesterf het, hoe hulle geleef het deur die tyd van hulle leeftyd. En jy gaan binnekort by 'n Liefde by die Nam optree. Wat beteken dit vir jou? Jy weet, om jou musiek in hierdie taal ook voor groot gehore of voor 'n groot gehoor te sing? Ek het nooit gedink ek sal dit maak in die musiekbedryf en op so groot verhoog te deel met groot musikante nie. En ek het net teruggesit en hierdie Afrikaanse liedjie geskryf. Liefde is wat ons nodig het. Dit klink vir my asof jy baie nederig is, Zacharias.
Wie van die kunstenaars by die fees, jy weet, is daar miskien iemand wat jy die graagste wil ontmoet? Bok van Blerk. Toe die liedjie geskryf het, ek dink is 2009, het ek 'n liedjie raak geloop, voor ek instrument gespeel het, was so 'n wide event. En het was net interessant om daar die liedjie se storie te luister. Dus tot nou toe sing ek het, as ek, wanneer ek hierdie local venues optree, dan sing ek het. Dis baie nice. Waaroor droom jy nog? My droom het waar geword, wat ek eintlik gedroom het. En ek was in Skotland gewees 2019, vir my eerste keer op 'n vlug, en ek was so nervous gewees, op my sinne. Maar ja, laas jaar het ek 2 konserte gespeel in Switserland, en hierdie volgende week, Dinsdag vlieg ek na Tanzania toe, dan gespeel ek weer 2 konserte. Dis amazing, is onverwags kom dinge net op jou pad. Zacharias, baie dankie dat jy met ons gesels het en dit vanuit Swakopmund, en ons hou die toekoms met groot belangstelling dop. Volgende keer dalk praat ons ook praat ons oor Namahedagem met dalk volgende keer. Definitief, ek dink ons moet 'n plan maak. So maak seker jy gaan loer na Zacharias se liedjies, en as jy naby Liefde by die Nam is, gaan maak 'n draai om Zacharias op die verhoog te sien. Bly ingeskakel, ons is net hierna weer terug.